Goeienaand, broeders en susters. Ons is baie dankbaar om so op 'n wonderlike dag, sekerlik een van die wonderlikste dae in die kerklike jaar, hier saam te mag wees en die Here te mag loof en prys en te herdenk dat sy troonbestuiging plaasgevind het op hierdie dag. Ons gaan saam begin en ons gaan sing Skrifbereiding 6-1. Lied 428 en lied 425.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons staan dan loof en prys ons die Here. Psalm 48, die eerste en die 4de verse, en daarna spontaan bely ons geloof, sonder dat ek dit aankondig. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die einde van die hel ondergaan, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die doodes te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Geliefdes, ons gaan vanaand saam lees 2 gedeeltes uit Handelinge, Handelinge 1 vanaf vers 6 tot 14 en dan Handelinge 7 vers 54 tot 60. So Handelinge 1 vers 6 tot 14 en Handelinge 7 vers 54 tot 60. Voordat ons saam bid, gaan ons gaan ek vir ons voorgaan in gebed en dan gaan ons gebed verder en dan sing ons die laaste gedeelte van die gebed, is die koraalgebed. Op lof en sange wil u troon, op lofsang van die volk kom woon. Dus wil ons vrolik sing en juig en diep en dankbaar voor u buig. Ons bid, o God, dat u ons seën, u gees en guns aan ons verleen. Dat ons aan die korale bied, welklinkend tot u lof. Ons lied is deel van ons gebed, so ek gaan ook nie amen, sal ek sê na hierdie gebed. Kom ons bid saam.
Here ons God, op hierdie wonderlike dag waarin ons herdenk dat U Seun, ons Here Jesus Christus, dat U opgevaar het. En Here, ons kan nie net kennis neem daarvan. Ons leef omdat U ook vir ons intree by die Vader. Ons leef omdat in die hemel daar nie meer 'n aanklaer is. Ons leef omdat U Gees vir ons gestuur het. Ons dank U, o Heerser van die heelal. Ons dank U wat op die troon sit, die regter. Ons dank U vir wie U is. Ons dank U God drie-enig dat ons op hierdie aand U mag dien en hier saam by mekaar mag wees. Ons wil leer uit U woord, Here. Ons wil hoop kry, ons wil troos kry, maar ons wil bo alles vreugde en vrede in U hê, sodat ons U naam groot mag maak en U mag aanbid en dien in volmaaktheid. Here, hier op aarde kan dit nie, maar eens dan sal ons by U wees. En eens dan sal ons U werklik kan aanbid, saam met almal wat voor ons gegaan het. Ons vra, Here, wil U ook nou met ons wees in hierdie diens? Ontferm U oor ons. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam uit Handelinge 1 vers 6 tot en met 14. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem en die hele Judea en Samaria tot aan die einde van die aarde. En toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk. En 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. En terwyl hulle, soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. En daarna het hulle van die berg wat as die Olyfberg bekend staan en wat dig by Jerusalem was, 'n Sabbatsreis ver teruggegaan na Jerusalem. En toe hulle daar aankom, het hulle opgegaan na die bovertrek waar hulle gebly het. Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas die seun van Jakobus. En hulle het almal eensgesind in gebed volhard, saam met die vroue en ook saam met Maria die moeder van Jesus en sy broers. En dan, geliefdes, lees ons 'n tweede gedeelte. En die tweede gedeelte is wat ons lees uit Handelinge 7. En ons lees Handelinge 7 vanaf vers 54 tot 60. Dis die stuk geskiedenis waarin Stefanus, die eerste martelaar, gestenig is. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte. En hulle het op hulle tande geknars, begin knars oor hom.
Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het stip na die hemel gekyk en die heerlikheid van God gesien. En Jesus wat aan die regterhand van God staan. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het luidkeels geskreeu en hulle ore toegedruk en soos een man op hom afgestorm. En nadat hulle hom uit die stad gesleep het, wou hulle hom stenig. Die getuies het hulle boklere neergesit by die voete van 'n jong man bekend as Saulus. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy uitroep, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë geval en met 'n harde stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Geliefdes, dis 'n wonderlike dag. Dis 'n dag elke jaar wat ons mag vier, dat ons die troonbestuiging van die Here Jesus herdenk, die dag wanneer ons weet dat hy van hier af na die hemel toe gegaan het, en dit bly vir ons besonder, want dis ons koning, dis ons heerser, dis ons besitter, dis ons eienaar, se troonbestuiging wat ons kan herdenk, en die vreugde is groot oor hemelvaart. Die vreugde is groot, en want omdat dit soveel betekenis het vir elkeen van ons wat hierdie fees vier deur die wêreld. En ons kry hier soveel inligting en 'n mens kan uit Handelinge soveel preke maak uit hierdie gedeeltes, broeders en susters, maar besonder as 'n mens lees, dan sien ons in vers 10, terwyl hulle soos hy weggaan stip na die hemel bly kyk, staan daar meteens 2 mans in wit klere by hulle en vra, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? En dit gaan oor die disippels, soos wat ons ook gesing het, wat nou apostels geword het, wat uitgestuur is, wat staan en kyk en stip staar na die hemel, terwyl 'n wolk hom wegneem. Nou geliefdes, daar sit soveel in hierdie gedeelte, juis omdat niks wat hierin staan is sonder rede nie. Ons weet, van die begin van die Here se volk, wanneer Israel uit Egipte uitkom, dan was daar 'n wolk by hulle, 'n wolkkolom wat in die dag daar was, 'n vuurkolom wat in die nag daar was. Die oomblik wanneer hulle die tabernakel bou, dan kom die wolk, die heerlikheid van die Here, dit staan ook bekend as die Shekinah van die Here, en die wolk wat in die tabernakel ingaan, en die Here vul die tabernakel, sy heerlikheid, sy teenwoordigheid is daar, en dan weet ons wanneer Salomo die tempel bou, dan kom die wolk uit die tabernakel, en die wolk gaan sigbaar, en die heerlikheid van die Here gaan in die tempel in die allerheiligste, in sy teenwoordigheid, en ons lees in Esegiel, dat hierdie wolk uit die allerheiligste gaan. Die volk het vergeet van die Here. Die heerlikheid van die Here beweeg uit in die voorhof, daarna halfpad teen die berg op, en dan is die heerlikheid weg van die Here uit die midde van Israel. En wanneer die Here Jesus dan weer kom, in 2 Korinte 4 vers 6 lees ons, dat ons die heerlikheid van God kan sien in die aangesig van die Here Jesus Christus. Dis die heerlikheid wat teruggekom het. En as hy dan opvaar na die hemel toe, dan is hy op pad na die allerheiligste, die hemelse tempel, die allerheiligste. In Openbaring kry jy ook dan die tempeltoneel. En wanneer hy dan opvaar, kom daar ook 'n wolk wat die heerlikheid voor die oë van hulle onttrek, van die disippels onttrek. En hulle bly staar na die hemel en kyk na die hemel. En daarvandaan dan gaan hulle weg, nadat die engele vir hulle gesê het, hy kom weer. En ek kan onthou, 22 jaar gelede met die eerste hemelvaartspreek, het ek gejuis oor hierdie teks, dat die engele sê, hy kom presies so terug, as wat hy opgevaar het. En hoe het hy opgevaar? En hy was besig om hulle te seën. En seënend het hy opgevaar. En seënend kom hy weer terug na sy volk. Maar geliefdes, ons bly staar na die hemel. Jy weet, ons verwag die Here. Hoe ouer mens word en hoe langer jy besig is in hierdie wêreld, hoe meer het jy hoop dat die Here sal kom, dat hy jou na hom sal neem, dat jy hom uiteindelik die sonde van ontslae kan wees, uiteindelik hom kan aanbid soos wat jy wil, dat jy werklik sal kan leef. En ons wag dat die Here moet kom.
Die wêreld kyk na die hemel en hulle verwag mense en vreemde voorwerpe en vreemde wesens. Hulle verwag enigiets uit die hemel behalwe die Here. En ons staar na die hemel en ons verwag die Here om te kom, net soos hy gegaan het. Maar geliefdes, terwyl die manne na die hemel staar, besef ons dat hier is, ons weet waar die Here is, want ons het net nou nog bely, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Sê dit Sondag na Sondag op verskillende maniere, maar elke Sondag sê ons, hy het opgevaar, sit aan die regterhand van God, en hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. En as ons die Bybel lees, en ons lees Handelinge, en ons beeld van die disippels wat staar na die hemel, dan sien ons die volgende een wat staar na die hemel, wat kyk na die hemel, stip kyk, en dis dieselfde woord wat gebruik word in Grieks, is Stefanus, net voordat hulle hom stenig, dan staan hy, dan sê hy, en hy sien die seun van die mens, staan langs die troon van die Vader. Geliefdes, 'n oop hemel. 'n Oop hemel wat wys en wat sien hy daar? Die seun is in die heiligdom. Die seun is daar. Maar dit kan ons ook vir ons iets van voorstel, omdat ons het ook Sondag gehoor, Dominee Dirk het gepreek oor die geestesoë, die hartse oë wat die Here vir ons oopmaak om verder te kyk as hierdie lewe. Maar geliefdes, ons let en moet sien wat staan in ons teksgedeelte. Want daar staan nie, en Stefanus sien die Here Jesus terwyl hy sit aan die regterhand van God om te kom oordeel oor die lewendes en die dooies nie. Wat staan daar? En hy sê, ek sien die seun van die mens staan langs God. Nie sit aan die regterhand nie. Want ons moet ook weet, die Here se woord is besonder en is uniek. Die Here Jesus, wie praat in die Bybel oor die seun van die mens? 99 keer die Here Jesus self oor homself. Niemand anders, net Stefanus. Net Stefanus praat, en elke keer as die Here Jesus praat oor homself as die seun van die mens, dan praat hy oor die een wat op die stoel gaan sit, die regter wat kom om te oordeel, die een wat gereed is om die oordeel te vel. Want God vel nie meer die oordeel, die Vader. Die straf is klaar gedra. Al sy woede, al sy haat van die sonde is uitgehaal op die Here Jesus Christus. Dis wat hy moes ly vir 3 ure. En nou vaar hy op en hy gaan sit en hy's gereed, die heerser, die regter. En as Stefanus hom kyk en sien, dan staan sy Here langs die Vader. En dis wat hy sien. Jy moet onthou, op daardie stadium het Stefanus geen wettige verhoor gehad nie. Dit is teen alle reëls wat hier plaasgevind het. Stefanus is gegryp op grond van leuns en hy's gegryp, en die oomblik toe hy sê die hemel geopen en hy sien, toe stenig hulle hom. Ons gaan nie oor die detail van steniging in. Jy het al daaroor ook 'n preek gehoor en hoe gruisam dit is. Maar terwyl die onreg plaasvind op die aarde, sien Stefanus die seun van die mens, sê hy 2 keer. Die seun van die mens, sien hy staan langs die Vader. Wat gebeur hier? En dis die wonder, as ons na die hemel kyk, dan dink ons aan die God die Vader, God die Seun wat langs hom sit, die 7 geeste voor die troon, die eenheid wat onsbreekbaar is, onskeibaar is, 'n geheimenis wat ons nie verstaan. Maar geliefdes, ons dink altyd aan dit wat ons Sondag na Sondag sê, hy sit op die troon en hy kom om te oordeel. Hy's die regter. Wat Stefanus sien, is wanneer die regter afklim van die regsbank en sê, ek verdedig hierdie kind. Ek tree in
vir hom, ek is die advokaat van Openbaring 12. As ons na die hemel staar, dan sien ons die Here Jesus aan die regterhand. Maar sien ons ook die een wat van die regsbank afstap en sê, die regter word die advokaat, wat die aanklaer se werk vernietig. Hier's 'n vals verhoor op hierdie aarde. Maar in die hemel staan die Here Jesus Christus en hy tree in. En hy sê, hiervoor het ek betaal. En die regter word die advokaat. Hy sit nie op die regterstoel, hy staan. Geliefdes, en dit is op hierdie hemelvaartsaand, hemelvaartsdag vir ons so besonder. Want as die Here Jesus nie opgevaar het, as die Here Jesus hier was, behalwe dat hy op een plek op 'n tyd sou wees en nie oral kon wees soos die Gees, behalwe dit, sou daar nie een wees wat in jou plek staan en jou naam voordra. Terwyl die regbank hier op aarde nie werk, is die regbank in die hemel wonderlik. En staan die Seun van die mens. En dis wat Stefanus sien. En as ons kyk na die hemel, en ons kyk en ons probeer met ons geestesoog die Here sien, dan kan ons nie net hom sien as die een wat oordeel, maar ons moet hom ook sien as die een wat staan en intree vir jou. Die menslike regbank sien ons nie, ons sien verder, ons sien die hemelse regbank. En geliefdes, dis die enigste keer in die Bybel dat ons lees dat die Here Jesus Christus staan langs die Vader. En dis wat ons by hemelvaart sien. Ons kyk verby die heerlikheid. Ons kyk verby die wolk. Ons kyk verby die hoëpriester wat in die allerheiligste ingegaan het. Ons sien 'n regter wat ek afklim van 'n troon, afklim van die regsbank. En die Seun van die mens noem jou naam. Ons kan nie net kennis neem van hemelvaart. Dis nie net 'n gebruik. Dis 'n uitreik. En dis eintlik om besig te wees met wat in die hemel gebeur. En geliefdes, en dis wonderlik. As ons die Here se woord lees, dan lees ons die disippels gaan van daar, gaan na die bokkamer, en hulle gaan doen wat die Here gesê het. En dit is asof hulle nie verstaan wat hulle gesien het nie. Maar gelukkig het ons in die Here se woord nie net die geskiedenis en handelinge nie. Want Lukas het ons Handelinge ook geskryf. Maar gaan lees in Lukas. Gaan kyk vanaand wat staan daar. En hulle is weg met vreugde en hulle het hom gaan aanbid in die tempel en hulle het voor hom gebuig en sy naam groot gemaak. Want hulle weet hy het opgevaar en hy is besig om 'n plek voor te berei. Hulle het begin te verstaan. En dis wat die Here ook vandag vir ons sê, verstaan jy hoe belangrik is hemelvaart? Verstaan jy dat as jy sy naam hier op aarde noem, sê hy, dan sal ek jou naam in die hemel noem? Verstaan jy dat hy die een is wat jou verdedig? Hy's nie jou aanklaer. Hy's nie die regter. Hy's die hemelse advokaat. As ons Openbaring 12 staan, dan juig die hemel, want hulle sê die een wat aangekla is op die aarde gegooi. Die Satan is op die aarde rondom ons met sy demone. Sê maar, die aarde wee vir julle, maar in die hemel sal daar 'n gejuig wees, want die advokaat is daar vir ons. Sien jy dit raak? Sien jy die wonder hiervan raak? En dan word hemelvaart 'n bron van vreugde wat jou as dit ware uit die wegspringblokke die lewe injaag. Want daar's meer as hierdie aarde. Daar's meer as net die mense wat poog om te heers. Die regter van alle tye het jou vry verklaar tot in ewigheid. En hy is jou advokaat. En dan sien ons uit na die toekoms. En wanneer hy weer kom, dan sien ons uit na dat ons by hom mag wees. En
sien in elkeen van ons se lewe sal die Here kom. In jou leeftyd gaan die Here kom. Of dit is om jou as enkeling te kom haal aan die einde van jou lewe, en of dit is wat hy kom op die wolke en ons almal sal hom sien. Maar dis kom hy in die hemel is, omdat hy heers, hy is koning, hy is regter. Maar jy is onskuldig. Sien jy iets van Stefanus? Die manne het gestaar na die hemel. Stefanus het by die wolke kon kyk. En die oomblik toe hy die Here Jesus sien staan, toe kom sy volgende woorde. Ek gee my hande en my gees in die hand. En dan sê hy, vergewe hulle vir hierdie daad. En jy kan dit alleen, as jy gesien het, Jesus staan, en het jou vergewe. Dis nie sommer net 'n aand. Hierdie is ver meer as wat ons verstand kan verstaan. En daarom moet ons gebed wees. Elke dag, Here, laat ek opkyk na die hemel, en na oop hemel kyk. En dat ek u daar sien, ja, as regter, maar ook u sien staan, by die Vader, tussen ons en die Vader. En dan juig ons, dan aanbid ons, dan loof ons. Amen. Kom ons staan, dan sing ons die Onse Vader. Liefdes, ons kan bly staan, dan sing ons slotlied en dis Skrifbreiding 1-6 vers 1, 2 en 3.
Geliefdes van die Here, ontvang nou die Here se seën en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen. Wel thuis, broeders en susters.